Dis Ruimteweek en elke weekdag sluit ons vlugtig aan by Dr. Roan Stein van die podcast Sterre Toe met 'n paar interessante brokkies oor die ruimte. As jy nou ooit gewonder het wat 'n wurmtonnel is, dan gaan jy nou vandag uitvind. Goeiedag Sarina, vandag is dag 4 van Ruimteweek 2025 en vandag gesels ons oor die raaisel van wurmtonnels of in Engels staan hulle ook bekend as wormholes. So nou die vraag vanoggend is, wat is 'n wurmtonnel en bestaan hulle dan nou werklik of is dit nou iets wat net in wetenskap fiksiefilms bestaan? So eerstens, 'n wurmtonnel is soos 'n geheime brug deur die heelal. So Sarina, stel jou voor jy het 2 punte in die ruimte. Kom ons sê die aarde is die een punt en 'n ster miljoene ligjare weg is die ander punt, en jy vou die heelal soos 'n stuk papier totdat die 2 punte mekaar raak. Nou 'n wurmtonnel is presies daardie brug, 'n denkbeeldige tonnel as dit ware wat ruimtetyd buig totdat jy van punt A na punt B kan beweeg miljoene ligjare ver sonder om die lineêre afstand, die reguit afstand tussenin te reis. So dit is basies 'n kosmiese kortpad deur die heelal. So nou die volgende vraag is, wat baie mense dalk het, is tydreise dalk dan nou moontlik, of time travel? Nou volgens Einstein se algemene relativiteitsteorie kan so 'n tonnel, as dit bestaan en stabiel bly, moet 'n mens nou bysê, selfs gebruik word om tyd te buig, nie net die ruimte te buig soos wat ons in ons voorbeeld gehad het tussen die aarde en dan 'n ster nie. Wow. So miskien kan ons tyd ook buig. Sure. As die een opening van hierdie wurmtonnel vinniger beweeg, of dalk miskien 'n ander swaartekrag ervaar, dan kan daar tydsverskille tussen die 2 punte ontstaan, wat beteken jy kan aan die een kant in die verlede of in die toekoms uitkom. Nou, die probleem daarmee is, so 'n tonnel sal onmiddellik ineenstort tensy iets soos 'n eksotiese materie dit oophou, 'n materie wat ons nou ongelukkig nou nog nie waargeneem het nie. Maar op hierdie stadium bestaan wurmtonnels net op papier. Maar onthou, ek wil graag ons luisteraars herinner, gravitasiekolke, oftewel black holes, het ook net op papier bestaan in 1915, 1916. En toe in 1964, net minder as 50 jaar later, is die eerste bevestigde gravitasiekolk waargeneem. So dit wil blyk asof ons dalk net 'n klein bietjie moet wag. So vir nou bly wurmtonnels dus net 'n wiskundige droom, maar een wat wetenskaplikes help om te dink oor hoe ruimte en tyd regtig werk. En wie weet, dalk is die volgende groot ontdekking reeds onderweg in 'n ander hoek van ons kosmos. Baie dankie Sarina, ons gesels môre weer. Dankie Dr. Roan Stein van Sterre Toe. Dis Ruimteweek, elke weekdag sluit hy vinnig by ons aan met 'n feit of 2 oor die heelal. Wurmkokke. Wat? Wurmtonnels is die woord. Daar leer ons nou weer iets nuuts. Jou midoggend koffiebreek met Sarina.